Ja, kind van die Here, ek gaan môre met julle gedeelte die woord van God deel. Waar die Heilige Gees beweeg, daar is lewe. Amen. Ek sien ek het my lewe deur die Pinkster hierdie dinge beleef. Want waar God se Gees is, daar wil ek wees. Maar waar God se Gees nie welkom is nie, daar wil ek nie wees nie. En jy sien hoe ons kry ongeluk in baie kerke vandag. Dat die Gees van God is nie meer welkom in kerke nie. Want die persoon wil in beheer wees, maar nog môre sê kind van God, die Gees van God moet in beheer wees. En is lekker om 'n plek soos hierdie te wees, waar die Gees van God is welkom. Weet hy is môre hier teenwoordig. Weet jy hoekom is hy teenwoordig môre hier? Want hy leef in ons in. Dis kom hy hier is vanmôre. Jy kan die woord oopmaak vanmôre by Esegiel 47. Ek het 'n redelike lang gedeelte belees en daarna gaan ons na Esegiel 37 toe. Ek wil net so een vers daar lees en dan sien ons wat die Heilige Gees wil spreek tot u en my vanmôre. En jy moet weet môre, ek is nie die prediker nie. Ek is môre maar die instrument in die hand van die Heilige Gees. Ek is nie die spreekbuis vanmôre. Die woord van die Here sê in Esegiel 47, die opdrag die heilige waters. Daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis en kyk, daar het waters uitgestroom onder die drempel van die huis uit na die ooste toe. Van die voorkant van die huis was na die ooste toe en die waters het weggevloei onder die regter symuur van die huis uit suid van die altaar. En hy het my uitgebring deur die noordpoort en my buitekant om laat gaan na die buitenste poort wat na die ooste kyk. En kyk, die waters het kabbel uit die regter symuur uit. Toe die man na die ooste uitgaan het met 'n meesdoen in sy hand, het hy my 1000 el gemeet. En hy het met hierdie water laat gaan, waters tot aan die enkels. Toe het hy nog 1000 gemeet en met hierdie water laat deurgaan, waters tot aan die knieë. En hy het my nog 1000 gemeet en my laat deurgaan, waters tot aan my heupe. Verder het hy nog 1000 gemeet, 'n stroom wat ek nie kon deurgaan nie, want die waters het opgeruis. Water om in te swem, 'n stroom waar 'n mens nie kan deurloop nie. En hy het vir my gesê, het jy dit gesien, mensekind? Toe het hy my weer terug laat loop aan die kant van die stroom. Terwyl ek terugkyk en toe ek aan die kant van die stroom menige bome gesien aan al twee kante. En hy het vir my gesê, hierdie waters vloei weg na die oostelike landstreek en loop in die vlakte af en gaan na die see. In die see word uitgelei, so die waters daarvan gesond kan word. Hoor wat sê vers 9. En al die lewende wesens wat wemel oral waar die diepere stroom kom, sal lewe. En daar sal 'n menigte visse wees, omdat hierdie waters daarheen gekom het. En die waters gesond word en alles sal lewe waar die stroom kom. Kom ons spring na vers 12. En by die stroom sal aan al twee kante allerlei bome groei, om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor, die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waaraan hulle staan, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet, hulle blare om te genees. Uit die heiligdom stroom dit. Dit laat my dink, kind van die Here, as ek gou kan getuig. Baie jare gelede is ons in 'n diens in. En die pastoor, dit was my mentor, kom staan voor met sy hande op. En ek staan net so aan die regterkant, sy vrou aan die linkerkant van hom. En al twee van ons sien iets wonderliks, terwyl die een ander sien wat ons sien.
Ek sien dat 2 hande met 'n groot kruik. En dit lyk soos 'n lewende water, terwyl hy so staan, wat so oor hom spoel. Ek wil vir sê, môre kind van God, wanneer hy sy teenwoordigheid inbeweeg, dan gebeur daar dinge. Onbeskryflik, maar dit gebeur. En dit maak my opgewonde om te weet dat Jesus leef, hy het opgestaan en hy is nog steeds dieselfde Jesus van gisterdag tot in ewigheid. Hy het nog nooit verander nie, hy kan nooit verander nie, hy sal nooit verander nie. En daar was sy gees, is daar is sy lewe. Dit maak my opgewonde. Dit maak my opgewonde. Weet jy wat, kind van die Here? Kom ek vertel gou oor iets. Het jy gehoor wat wil die nuwe ouens doen? Hulle is bietjie mal. Kom ek sê dit so. Ek hoor hulle wil die kerke begin toemaak. En hulle wil begin beheer. Laat ek vanmôre vir julle vertel, waar die Gees van God is, sal hulle tot bekering kom. Amen. Hy gaan maar net kom en agterkom staan. En sê dan sê ons Here, vat hulle. Maar ek wil vir u vertel, as die Gees van God oor hulle gekom het, gaan hulle begin dans saam met ons. Hulle gaan begin spring saam met ons. Hulle gaan begin jabula saam met ons. Hulle gaan terug gaan sê, weet julle wat? En daai kerk kon ons niks doen nie. Want daar is iets daar binne ons, weet nie wat nie, maar daai het ons beeld gekry en ons lewe het verander. Halleluja. Prys die Here. Waar daai stroom vloei. Waar daai stroom vloei, kind vir die Here, daar is lewe. Amen. Daar is lewe. Prys die Here. Ek ervaar spesifiek vir Xavier lewe vanmôre in my. Nee, kom ons sing die Here prys. Halleluja. Prys die Here. Dit maak my opgewonde. Ek weet nie waar ek in die woord mag teken om nie. Die Gees van God moet nou met my vanmôre. Prys die Here. Ek wil vir u sê vanmôre, kind van God, daar waar die stroom kom, daar's lewe. Daar's genesing, daar's oorwinning, daar's verlossing, daar's vrymaking. Hoekom? Dis die stroom van die Gees van God. Amen. Wat die Here ons beweeg. Maar ek was, nee, ek gaan nou daarby kom, ek gaan nou eens met Jan nie. Ek Jan so mag, as my kinders kom, is dit nie waar nie. Prys die Here, maar hoor wat sê die woord van God. Daar is Jesegiel 37. Jesegiel 37. Vers 7, en nou wil ek ver terug gaan. Hoor gou wat sê die woord van die Here daar. Jesegiel 37, ek het nie merk sin vanmôre nie. Jesegiel 37, vers 7. Dit is die regte plek, ja. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. Jy sien, kind, wat doen hy? Hy release 'n woord, hy maak 'n woord los. En kyk die oomblik as daai perde instap, en ons gaan herken, maar jy moet nie speel nie. Ons gaan herken, want daai manne wat hulle is mos hier rang tot hier onderin. Jong, hulle is uitgevat. Hulle is uitgevat, so ons gaan herken. Maar prys die Here, ek wil vanmôre vertel, kind van die Here, die woord wat daai woord losgemaak gaan word. Hy sien wat gebeur. Ek het gesien in my lewe, kind van die Here, hoe 'n persoon in 'n kerk inkom. Maar hy is so van die wêreld, net meer wêreld as enigiets anderstes. En in daai diens dan spring hy daai man op. En hy bely sy sondes. En hy kom tot bekering. En wat gebeur so paar maande later? Ons vat hom deur die doopwater. En nooit, ek het al vertel as jy dit kan onthou, en nooit weer daai man gesien na hy oggend nie. Vra ek myself baie keer, Here, het hy 11 uur gehad? Was dit al sy laaste oomblik gewees om reg te maak, sodat hy sy Jesus kon ontmoet? As hy dalk daai môre nie reg gemaak het nie. En dit was sy laaste, waar sy sy oopgemaak het. Daar is nie twee paaie. Dis ek wil dit sê môre. Ja, kan jy dan lees ons? Lekker. Daar is net twee paaie. Daar is nie 'n middelpad nie, kind van die Here. Daar is nie 'n grys gebied nie. Al sê soveel ander kerk, daar is 'n ander weg om in die hemel te kom. Nee, daar is net een weg. Sy naam is Jesus. Halleluja, prys die Here. Die enigste weg waar daar is. Luister, en sodra ek geprofeteer was daar 'n geruis. En kyk, 'n beroering. Nou ek het nie die woord beroering gaan opsoek. Men ek op julle sê, dis iets wonderliks. Beroering beteken
beweging, opgewondenheid. Die oomblik waar daai beroering in jou inkom, dan kan jy nie vir jouself hou nie. Almal in die kerk sal sien, as iets besig om te gebeur met daai persoon. Daar gebeur iets in jou lewe. En die been het nader kom, elkeen na sy eie been. Vers 11 sê, en toe sê hy vir my, mense kind, hierdie been is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons been is verdor, ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Ek wil môre sê, kind van God, dis eers klaar nie, as Jesus het is klaar. Amen. Daar is die stories, baie keer doen ons dit, ons gaan sit daar op 'n hoopie, en ons begin murmureer, die volk aan die woestyn, en sê, Here, dit is klaar meer, en kyk my nie, kyk. Ek wil môre sê, kind van God, gee net vir die Here. Gee net vir hom, en sien wat gebeur. Kyk, wat doen hy daarmee? Kom ons gaan terug na vers 10, ek lees spesiaal andersom. En ek het op profeteer sy met beveel het, toe die Gees in hulle ingekom, en dit lewendig geword, en op 'n voete gaan staan, prys die Here. Op 'n oomblik gesê, daar is geen hoop in ons het geen hoop meer nie, dit is verby met ons. Maar die oomblik, toe daar geprofeteer word, en die Gees in hulle inkom, staan daar. Want loop ons maar lekker breebaars voor. Want die lewe het in hulle ingekom. Die Gees van God, bring lewe, kind van die Here. Nou daar was dit daar in Psalm 36 vers 10, hy sê, by U is die fontein van die lewe. By U, by Jesus is daai fontein. Het jy al daai fontein uitgedrink? Kyk jy nog nie daai fontein uitgedrink is dit tyd. Want jy eers daarvan gedrink het en nou jy moet opgedrink daarvan nie. Nee, jy wil net daarvan drink. Want is lekker. Hoor wat sê Johannes 7 vers 38 en 39. Hy wat in my glo, nie in 'n kerk of 'n mens nie, maar in die Here glo. Want jy sien ons fokus baie keer net op sê, baie keer op die mens en die kerk. Ons fokus baie keer daarop. Nee. Hy sê strome van lewende water uit sy binneste vloei. Het dit hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Amen. Die mens kan nie wel. Hy kan my lewe neem soos hy wil, maar weet jy wat? Aan my siel kan hy niks doen nie. Absoluut. Want hy is uitverkoop vir Christus. Amen. Hy is uitverkoop vir Christus. Hierdie liggaam is maar net stof. Stof as jy het tot stof sy nie teruggekeer. Ek het nooit van as gelees, maar van stof, ja. Ons los dit daar. Luister wat sê Johannes 6:63. Dit is die Gees wat lewend maak. Die vlees is van geen. Maar die Gees hier binnein. Die woorde wat ek, is Jesus Christus, tot julle spreek, is Gees en is lewe. Kind van God. Jy hoef nie 'n movie op die vliegtuig of 'n ding op die TV te gaan kyk, jy kan net jou Bybel lees. Hier's alles in. Medies, oorlog in, liefde en you name it in. Alles in hierdie boeke. Dis mooi love stories in. Al lees dit Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld. Dis ek en jy broer en suster. Dis ons geliefdes in die Here gehad. Dat is die enige gebore seun vir ons wat sterf in 'n kruis. Kan jy vir jouself indink hoe moes Jesus gevoel het? Maar hy het deurgedruk tot op die laaste. It is finished. Prys die Here. Kind van God, ons word uitgenooi by hierdie fontein te kom drink. 'n Groepie van 120 mense is daar in 'n boortrek by mekaar. En daar begin die aanse van die Here soek. En wat gebeur? Ek word gesit. Thomas van Pierre, wie baie keer dink, wees op Here, bitter, wil jy net bietjie kom skud nie. Mense gaan dink sy aardbewing. Hy het vir die mense gaan dink, skud hierdie kerk môre. Dis aardbewing. Nee. So wie kom skud. Enige preek gelewer, soos ek oomie daar baie kwaad vir my. Sy steek mense op, kyk bietjie geskuld, al die kokkerrotte en al die muise en al sy bietjie kan uitval uit sy lewe uit. Word nou aangeval aan haar. Mense.
Nou ja, prys die Here. Ek het gaatjies in my ore. 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, die Here is Gees en waar die Gees van die Here is vryheid. Amen. Dis gemerk nou regtig nie omgee by die mense van my sien. Ons spring. As ek sing, dan sing ek. Man, ek het nie aftel, ek sing al asem en as ek nodig vir jou, want ek kan nie sing nie. Maar ek gee nie om nie, ek sing nie vir die mense, ek sing vir Jesus. Dis waarvoor ek sing. Eendag gaan die Here my stem net so verander. Ek wag vir daai dag. O, prys die Here. En ek kan Michael vat op gaan sing soos Jesus. Hy kom maar sing. Ja, hy is klaar by die huis. Luister kind van die Here. Daar is plekke wat nog brak gaan bly. Waar die stroom geen invloed gaan hê, maar waar die werking van die Heilige Gees begin, daar maak hy dooie harte lewendig. Hy bring verandering. En die vrug daarvan is die ewige lewe. Waar die Heilige Gees werk, daar kom verandering, daar kom nuwe lewe. 2 Korintiërs 5:17 sê, daarom as iemand in Christus is, hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk alles het nuut geword. Want as die Here jou kom verander, dan verander hy jou. Hy doen nie al werk nie. Ek sien die week 'n persoon wat ek volg op Facebook wat baie siek is. Hoe God deur sy seun Christus Jesus se liggaam omgebreek is. Hy kanker uit sy lewe kom wegneem het. Amen. Een oomblik sê die dokter vir jou, weet jy wat, die familie moet maar kom. Die volgende oomblik dan sê die dokter sê, ek weet nie wat hier gebeur het nie. Maar iets het gebeur, ons weet nie wat nie. Hey, dis die Here. Dis die Here. Kind van die Here. Dis hierdie stroom wat bodems losboel, wat meevoering saamdra. En ek wil vir die sê, kan leer, daar was sulke versperrings in die woord van God gewees. Ons sien dit, waar hy die stroom probeer keer het, waar die werking van die Heilige Gees probeer keer het. Eerste wat ons sien is Stefanus se lewe. Stefanus was 'n man vol van die Heilige Gees. Maar die ouens kon nie hanteer wat hy spreek nie. Maar ek wil môre vir sê, wanneer daai manne in die kerk inkom, dan gaan hulle veranderd uitstap. Absoluut. Wat hulle met Stefanus, hulle het hom gestenig aan die einde van die dag. Omdat die stroom probeer keer het. Die volgende ons sien is Paulus. Toe hy nog Saulus was, wat doen hy? Hy het almal probeer doodmaak wat op hierdie weg was. Ons sien in Handelinge 8 kry ons dit. Hy wou hierdie stroom van die evangelie probeer keer. Maar toe kom Jesus en hy sê, hey! O Saulus, dis nou klaar hoor, dis nou genoeg. Jy het nou genoeg gehad. Hy gee hom net so 'n bietjie blindheid vir 'n paar dae. Toe daar weer by homself kom te sê, hele lewe verander. En wat gebeur? Hy sê op dieselfde oomblik toe begin hy Christus verkondig. Daai selfde oomblik toe hy Christus verkondig. Nou, Here, asseblief. Jo, Here, trek dit op my hart toe. Jo, ek staan nie voor my. Jo, ek moet eers doen. Ek moet doen. Ja, staan ons nie voor. Here, trek dit nou reg op my hart. Ek kan nie verder preek nie. Ek kan nou eers na my toe kyk. Die klein man kom vra vanmôre vir my. Maar vir skool as my kinders kom, dan is ek baie emosionele man. Hy kom vra my oom, kan ek nie laat bedien, ek sê, enige tyd. Dit verbly my hart. Dat haar kind so sê, ek wil uitstaan vir Jesus. Here sê, maar as nog eens wat jy moet. Sal vanmôre, want hy is my volgende evangelis. Ek het jare gelede geleend gehad om ook 'n jong man so te kon salf. In 'n kerk in die môre, ek het hom glad nie geken, ek het hom hier môre eerste maal gesien. En ek was besig met die woord en ek sê, nou, Here sê nou. En ek moes kom maar uit op sê ek moes doen wat ek moes doen. Ek wil vir jou sê, jong man, die Here sê môre vir jou, hy gaan jou gebruik en bo natuurlik gaan hy deur jou werk en kinders gaan tot bekering kom as gevolg van die werk wat hy deur jou gaan doen. Hy gaan jou gebruik as 'n evangelis, so klein as wat jy is. En daarom wil ek jou salf vanmôre in die naam van die Vader,
die Seun en die Heilige Gees. En ek wil hier die hande uitsteek vanmôre. En ek het oupa en ouma, ek wil hier die kombuis stap, is oupa en ouma nie. Kom staan vanmôre by hierdie klein jongman, môre steek jy hande uit vanmôre. Vader, ek wil hierdie klein jongman se hande vanmôre ophef. En ek wil môre sê, dankie Here, dat hierdie jongman gaan gebruik, my God. Van kleins af, Here, gaan hy kinders se harte spreek en werk tot eer van die heilige naam, my God. Ek wil môre op daardie genade troon, ek wil vra, Vader, sal wie dit van vlei môre. Here, gee hom openbarings, wysheid, kennis, my God. Gee hom die gees van onderskeiding, Vader. Maar môre vra my koning, vul hom met die gees môre. So klein as wat hy is, Vader. Ek bid dit in die naam van die Seun Christus Jesus van Nasaret. Met baie dankseggings my koning. Amen en amen. Dankie Here. Dankie my koning. Prys die Here. Halleluja. Nou kan ons verder gaan met die woord. Halleluja. Ek sien baie keer kom gooi eers 'n bietjie appelkas appelkar om. Maar ons moet doen wat die Here wil hê ons moet doen. Jong man, wat bereid is om op te staan met die werk van die Here. Dis lekker. Dis lekker. Dag toe die pastoor vir my gesê het, jy gaan die woord van God dien in kerk het. Pastoor, jy het nie lekker gehoor hier. Jy verstaan nie, ek is 'n introvert. Ek kan nie eens voor 5 mense praat, maar voor 50 mense. Maar as God het doen, dan doen hy dit ordentlik. En hy kom by die appelkas in my lewe om. En hy verander my na introvert, of extrovert. Nou, ek sê nie maar die mense my dink nie, ek waar in elk geval nie. Luister net sê die woord van God. In Handelinge 10 vers 44 en 45, hy sê, toe Petrus nog besig was met die woorde te spreek, en die Heilige Gees op almal geval wat die woorde gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, al wat saam Petrus kom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. En jy moet mooi verstaan, kind meneer, hierdie mense was nog nie groot gedoop nie. So moenie my vertel nie eers groot gedoop word voor jy die Heilige Gees ontvang nie. Daar is 'n liewe lewe. Want die woord van God vertel my anderstes. Ek weet van 'n persoon wat ek self mee te doen gehad het, wat gedoop is met die Heilige Gees. Die invulling van die Heilige Gees, en daarna as jy dit met gedoop en die doop van die gelowiges. 1 Korintiërs 3 vers 6 sê, weet julle dat die tempel van God is, die Gees van God in julle woon nie. Ek sê, as die Gees van God hier sy inwoning kom maak, dan verander hy alles in jou lewe. Jy kan nooit meer dieselfde wees nie. Ons kan hierdie visioen van Esegiel in verband bring met die van Johannes wat op die pad van Patmos gehad het, op die eiland van Patmos, Openbaring 22:1. En dit begin 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uit die stroom van die troon van God en van die Lam, wat uitstroom uit die stroom van God en van die Lam. Waar Esegiel se visioen betrek op die wêreld, het Johannes betrek op die nuwe aarde. Daar sal hierdie water vloei, hierdie lewende water vloei, kind van God. Alles sal skoon en helder wees. Dit sal anders wees as hierdie wêreld waar ons nou is. Ons weet hierdie wêreld gaan tot niet. Die woord van Here spreek in 1 Korintiërs 15:45. Soos daar geskryf, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword. Die mens in liggaamlik ingerig vir die natuurlike bestaan. Die laaste Adam Christus, lewendmakende gees, wat opwek uit die geestelike dood en die inwoning van die Heilige Gees in jou lewe inbring. Is daar 'n natuurlike liggaam, dan is daar ook 'n geestelike liggaam. Daar is 'n natuurlike liggaam. En hoe lyk 'n natuurlike liggaam? Hulle wat nog in die wêreld rondspeel. 'n geestelike liggaam kom eers tot stand met die aflegging van die natuurlike. Eers wanneer Jesus Christus aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Die pad begin stap wat hy wil hê jy moet stap. Johannes 4 vers 13 tot 15 sê, Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Maar elke drink van die water ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein wat opspring tot in die ewige lewe. Tot in ewigheid in. Nou voor ons by vers 15 kom, wil ek gou vir die
Jesaja 58 vers 11 lees, die ware en valse godsdiens. Jesaja 58, ek het 'n kosbare woord oor daai gedeelte. Luister wat sê Jesaja 58, en die Here sal jou gedurig lei en jou siel versadig in dorpplekte en jou gebeente sterk maak. In jou omstandighede sal die Here dit kom doen. En jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en so 'n fontein van waters waarvan die waters nooit teleurstel nie. Hoekom sal dit nooit teleurstel nie? Is die vraag vanmôre. En die antwoord is, omdat jy gevoed word met die ware godsdiens, met die lewende woord van God. Amen. Omdat jy daarmee gevoed word. Hier is die belangrikste kos van jou lewe. Kyk, jy het brood en jy het melk en allerlei dinge nodig, maar hierdie is die belangrikste. Hier is die belangrikste, jy hiervan geëet het, en dan voel jy sommer versadig. Dan voel jy sommer versadig, jy voel sommer anders. Vers 15, die vrou sê vir hom, die Here gee my daardie water, sodat ek nie dors kry nie, en nie hoef te kom skep nie. Met ander woorde, Here gee my daai water, ek wil nie meer van die wêreldse water drink, Here, ek wil nou van hierdie lewende water drink, wat U my gee. Dis daai lewende water bring verandering. Dis die gees van God wat sy inwoning kom maak in jou lewe in. Ek wil afsluit vanmôre met 'n laaste gedeelte, dit kry ons Openbaring 12. En hierdie troon, of hierdie stroom kom nie uit God uit nie, maar kom uit die bek van die slang. Jy sien, dit is wat gaan gebeur een van die dae. En dit is jammer dat so baie daarvoor gaan val, en baie kerke gaan daar toemaak as gevolg daarvan. Maar dan wil ek vanmôre vertel, ek het baie pastore in Pakistan en Indië, maar wat redelik hooggeleerd is. En hy stuur nou dag my 'n video, skrikwekkend, waar die pastoor se gemeente weier om die kerk verlaat terwyl die kerk in brand steek. Hulle weier om die kerk te verlaat terwyl die kerk in brand steek. Hulle weier om die kerk te verlaat. Hulle sê ons sal hierdie kerk nie verlaat nie. Hulle sterf almal binne in daai kerk. Terwyl hy maar met praat, hoor hoe hy stikkend. Maar weet jy wat? Dat daai mens net een punt bewys. My God sal ek loof en prys tot die dood toe. Amen. Al is 'n harde dood, al is 'n moeilike dood, ons sal hom loof en prys. Die ding vervolgens is daai kant erg. Dit gaan erger word in ons lande. Openbaring 12:15, die slang het toe 'n stroom water soos 'n rivier uit die bek agter die vrou uitgespoeg, sodat sy deur die stroom meegesteek kan word. Maar die aarde die vrou te hulp kom, het dit oopgaan en die stroom opgesluk uit die draak, wat die draak uit sy bek uitgespoeg het. Is jy nou maar Satan, is engele uit die hemel uit gegooi is, omdat sy nou vloekwoord, maar die woord sê so. Wat doen nou oor? Uitgegooi is, het 'n opstandig man raak begin teenoor ons as kinders van die Here. En kind van God, loods hy nou aan van die kerk van Christus, op die bruid in hierdie strome. En is op pad. En hierdie stroom is 'n meeslede stroom van wêreldse verleidings, versoekings, drankmisbruik, gaan kyk maar daar. Daar is nie die plekke waar draaks veilig loop. Dis die dorp in die wêreld in met die meeste alkohol en droomkindertjies in die wêreld in. Materialisme, pornografie, hoerery ensovoorts. Ons kan aangaan met hierdie lys. Sien, ek praat reg met 'n woord. Ek noem nie 'n woord saggies nie. My woord, die woord van God sê so. So ek gaan nie saggies noem. Mense sê, "Jok, nee man, die woord van God sê lieg. Jokkie is ons naam." God sê lieg. Lieg is lieg. Gelees maar gerus Galasiërs 5:21. Wat wag op die stroom? Wat wag op mense wat uit die stroom uit drink? Die ewige dood.
Maar ons wat aan Christus behoort kan verseker wees dat Christus ons deur sy bloed verlos het van die heerskappy van die duiwel en van hierdie dinge. Kyk, as die Here jou vrygemaak en jou losgemaak, dan is jy vry. Dan is jy vry. Ons word bewaar teen die stroom van die slang se gif, want ons versiel deur die Heilige Gees tot die dag waar die bassein gaan blaas. En daai dag is naby. Die tyd loop so vinnig, kind van die Here. Voor ons dink is daai dag daar. Maar jy sien, baie keer kyk ons almal na daai dag. Maar wanneer is ons dag? Kan miskien vandag wees, kan môre wees, kan oor 5 jaar, 2 jaar wees. Ons weet nie. Daarom wil ek vanmôre sê, kind van die Here, as jy nog nie van hierdie stroom van lewende water gedrink het nie, dan is dit tyd. Dan is vandag die tyd om van hierdie stroom van lewende water te drink en jou saak reg te maak met Christus Jesus.